'n naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Nou die Raad om Mediese Skemas het in September 'n versoek gerig aan die mediese skemas om hulle verhogings van 3.3% plus 'n redelike verbruikersinflasie te hou. So hoe lyk die verhogings in premies hierdie jaar vir 2026? En Wynand is die uitvoerende hoof van Efficient Healthcare Consulting. Goeiemôre ook aan jou. Hallo Davie. Heerlik om jou hier te hê vir 'n verandering. Dit was heeltemal te lank geweest. So, hoe lyk die verhogings vir 2026? Ja, hierdie jaar was 'n baie interessante jaar gewees. Ons het gesien dat Discovery byvoorbeeld stel hulle verhogings uit tot April 2026, wat interessant was. Bestmed het 'n baie laer verhoging geneem as wat ons gedink het in die industrie, en dan Momentum bietjie hoër ook geneem. Maar ek dink wat baie belangrik is 'n mens moet nie kyk en jouself blind staar na die verhogings nie. Jy moet gaan kyk na premie teenoor die voordele, want voordele verander ongelooflik die volgende jaar. En so van hierdie veranderings wat mense nou kan verwag, wat is van die grootste veranderings? So, ek wil net gou op 'n paar fokus. Die eerste een is, daar's meer opsies om van te kies binne die mediese skemas, maar terselfdertyd is hulle netwerke baie strenger en nouer, en dis natuurlik om kostes te bespaar. Daar's geweldig meer uitgawes uit jou eie sak uit, bybetalings, en die effek daarvan is dat gapingsdekkingsprodukte raak duurder. Een van die ander groot veranderinge is dat kunsmatige intelligensie ook nou deel word van die produkte op die einde van die dag. So, maar hoe kan ek nou, as iemand wat nou verbruiker is van dit, wat kan ek nou seker maak dat ek die volle voordele benut en dat dit die regte skema is vir my? Die belangrikste ding om te doen is gaan vir jou voorkomende sorg toetse, want veral as jy dit nog nie gedoen het nie, doen dit nou, want dit kan help dat jy die regte keuse maak vir 'n skema of 'n opsie vir volgende jaar. En dan is dit ongelooflik belangrik, en ek sê dit elke jaar, verstaan jou toepassing, verstaan jou mediese skema, praat met jou kundige adviseur wat daai tegniese detail verstaan, want die devil is in the details. Dit is, en dan waarvoor jy die nodige adviseurs nodig het. Sê net vir my, jy het nou genoem van kunsmatige intelligensie. Wat dink jy gaan die impak daarvan wees op mediese skemas? Definitief produkontwikkeling, want die data wat gebruik word gebruik om beter produkte daar te stel, en julle sal ook sien in die mark, die groot mediese skemas skaar hulle self nou by groot produkverskaffers, soos byvoorbeeld 'n Sanlam en 'n Old Mutual en so meer. So ons gaan definitief daai samehorigheid sien van produkte wat ontwikkel word, veral met presisie medikasie wat inkom en so meer. Wel, daar het julle hierdie kunsmatige intelligensie gaan alles verander. As iemand wat weet presies hoe die impak daarvan gaan wees, dan is dit Wynand, uitvoerende hoof van Efficient Healthcare Consulting, en maak seker dat jy 'n finansiële adviseur het om jou te help met hierdie tipe van besluite.